Quentin, die een wat jy uitsaai, werk hy, vang hom op. Die microfoon kan ek hoor, hier vanaf is dit duidelik vir almal. Ons het ons 'n bietjie aangeteel, ek was hier by 8:50, 'n bietjie worry, laat net 5 gaan wees, maar ons het so 'n bietjie baie hartlik welkom aan almal wat vanoggend hier in die gebou bymekaar is, almal wat inskakel van ver af. En ons gebeure en ons dink aan almal wat nie hier kan wees nie, weens siekte of enige ander redes. Ons vertrou dat die Here ons hierdeur sal lei en sy gees vir ons miskien iets sal uitbring vanoggend. Kom ons probeer 'n bietjie stil raak hierso. Die lewe is so woest en gejaag daar buite. Dit vat maar 'n bietjie om so rukkie net stil te word, maar kom ons skakel 'n bietjie af en begin met die toetrede lied 164 vers 1. 164 vers 1. Kom ons staan vir die foto met die seun en dan bly ons sommer staan vir die lofsang daarna. Soos 'n blom na die son toe draai en soos riviere na die see toe loop, soos 'n boom na die hemel reik en skape agter leier aanloop, sodat ons ook ons harte op hierdie opgestane Here van ons vanoggend.
En ek groet julle dan in die naam van God die Vader wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het. In die naam van Jesus Christus wat alles in die hemel en op die aarde met God versoen het en in die naam van die Heilige Gees wat ons te midde van 'n skepping wat swaar kry laat uitsien na die bevryding van die verganklikes. Amen. Lofsang is lied 200, die derde vers, lied 200 die derde vers en dan kan ons maar weer gaan sit daarna. Jullie weet, lere mens, wat sonde is. Kom ons luister aan vanoggend weer uit Deuteronomium 5, wat God in sy wet vir ons sê. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte waar jy verdruk is, uitgelei het. Jy mag geen ander gode besit of hulle aanbid nie. Jy mag geen beeld van enige iets wat in die hemel is, of op die aarde is, of in die waters onder die aarde is. Jy mag nooit voor so 'n beeld buig of dit aanbid nie. Die Here alleen is die ware God en hy duld nie ander gode nie. Almal wat hom egter lief het en volgens sy wil leef, het die Here op sy beurt ook baie lief. Moenie die Here se naam sonder 'n rede gebruik nie. Dink mooi voordat jy dit doen, want ek, die Here jou God, sal nie toelaat dat mense my naam sommer net so sonder enige rede gebruik nie. Onderhou die Sabbat. Leef anders op die 7de dag van die week, want ek, die Here jou God, vra dit van jou. 6 dae moet jy hard werk, maar op die 7de dag, dan moet jy rus. Dis 'n dag wat eenkant gesit word vir spesiale diens aan die Here. Op hierdie dag moet niemand werk nie. Jy nie, ook nie jou kinders nie, jou werkers of die vreemdelinge wat dalk by jou bly nie. Jy en jou werkers moet op die Sabbat rus. En op hierdie dag moet jy daaraan dink dat jy self 'n slaaf in Egipte was. Elke dag hard gewerk het, maar dat die Here jou uit 'n wonderlike manier daaruit kon wegvat het. En dis hoekom jy op die Sabbat moet rus en al jou mense saam met jou. Jy moet jou pa en ma lief hê en na hulle luister, want ek, die Here jou God, vra dit van jou. Dan sal jy lank lewe. En dan sal dit met jou goed gaan in die land wat ek, die Here jou God, vir jou gee. Jy moet niemand doodmaak nie. Jy moet nie ontrou aan jou huweliksmaat wees en by iemand anders slaap nie. Jy moet niks van iemand anders steel nie. Jy moet nie slegte dinge oor iemand anders rondvertel nie. Jy moet nie 'n ander man se vrou begeer en haar vir jouself wil hê nie. Ook nie sy huis, sy grond, sy slaaf of slavin, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan almal skuldig teenoor God, maar ook teenoor mekaar. Kom ons bely ons skuld met die sing van lied 245, die derde vers, 245 vers 3.
Nou dat ons ons sonde voor God bely het, verseker God se woord ons van sy genade. In Efesiërs 2 vers 8 staan daar, vra julle nou waarom julle gered is. Dis omdat God so goed is en julle Jesus so vertrou. Maar dis nie iets wat ons uit onsself uit kan regkry nie, maar slegs deur die genade wat God vir ons deur sy seun Jesus Christus gee. Kom ons bely ons geloof deur uit 'n ander perspektief na die geloofsbelijdenis te kyk vanoggend. Ek glo in God, nie in iemand daarbo of in die hoogste wese nie, maar in die God van Abraham, Isak en Jakob, sonder wie tyd of ewigheid, hemel of aarde, die ewige lewe, ook ek nie sou bestaan nie. En ek glo dat hy my lief het. En ek glo in Jesus Christus, nie in 'n half God of 'n half mens nie, maar in die ewige seun van die ewige Vader, wat uit louter liefde die hemel geskeur het, om ook 'n ware mens te word, wat kon lag en kon ly, wat kon huil en vrees, een van ons. En ek glo dat hy te midde van die haat, die koue en die verskrikking as 'n weerlose kind gekom het, terwille van al die weerloses en die kinders. En ek glo dat die eindelose opstand teen God en die goeie, die enigste mens wat God en goed was, geoordeel en vermoor het, en die pyn en die Godverlatenheid van die hele wêreld in sy sterwensroep gestol het. Ek glo dat hy dood opgestaan het en dat sy opstanding die ewige teken is, dat die dinge anders kan wees. Dat die stryd tussen die lewe en die dood finaal ten gunste van die lewe besleg is. En dat hierdie waarheid vooraan uitsig bied in die mees uitsiglose omstandighede. En ek glo in die Heilige Gees, ons hemelse voorspraak by en ons aardse voorsmaak van die Vader, wat vir ons woorde gee om te bid en in ons biddeloosheid self ons gebed word. En ek glo dat die Gees die lewegewer en die skepper is. Die een wat ons in staat stel om altyd weer nuut te begin met God, maar ook met mekaar. En ek glo aan die kerk, die gemeenskap wat hinkerend en huiwerend 'n weg in die wêreld soek, maar wie se kreupelheid en swakheid die krag en die seën van God in hierdie wêreld is. Ek glo dat sommige eendag sal moet aanskou dit wat hulle in alle valse sekerheid en redelikheid nie wou glo nie. En dat sommige eendag sal mag aanskou dit wat hulle self in klein geloof en aanvegting tog geglo het. En ek glo dat hierdie lewe die eerste akkoorde is van 'n lied wat stadig opbou, uit 'n mond in 'n ewige ode. Ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek glo dat die enigste lewe tot sy eer 'n sinvolle lewe is. Amen. Kom ons lei ons lewe dan 'n minuut aan die Here en ons sing uit lied 265 vers 2. Ons gedeelte wat ons vanoggend net saam leef, kom uit die Ou Testament, uit die boek Psalms, Psalm 34. Ons gaan van die tweede vers af lees. Ou Testament, boek Psalms,
Psalm 34. God se woord is oop voor ons, kom ons buig ons hoofde. Dankie dierbare Here Hemelse Vader vir die genade, want dit is wat dit is, dat elkeen van ons as individue, as families, as huisgesinne, as vriende hier by mekaar kan kom. As die Pinetown gemeente voor U, uit dankbaarheid wat U vir ons doen, uit dankbaarheid dat U hierdie familie saam vashou. Dat ons mekaar ondersteun en verryk. Dankie vir die genade, Here, dat U byvoeg by hierdie gemeente. Dankie vir die genade, Here, uit elke talent en gawe wat U aan hierdie mense in hierdie gemeente gee. En Here, help ons waar ons dit dikwels begrawe, dat ons dit gaan uitgrawe. Dat ons talent en gawes meer kan maak en dit gebruik in ons eie lewens, maar ook tot voordeel van ander. Hierdie wêreld, Here, het U so nodig. Elke keer as ons die naam uitleef, uitpraat, het iemand anders die kans om U te ontmoet. Help ons om dit nooit te misbruik nie. Ek bid vir elkeen wat siek is, vir elkeen wat miskien vanoggend deur 'n krisis gaan, wat nie lekker is nie. Wil U by hulle is, die mense wat by die huis aansterk. Ons bid vir ons dominee egpaar, waar Andries nog op vakansie is, bid Here dat U hom sal rustigheid gee. Dat hy versterk sal terugkom in die begin van September. Ons dankie vir die genade vir elke een wat hier is. Vir elke kind wat hier byvoeg. En ons vra Here dat U ons asseblief iets sal uitneem uit hierdie boodskap uit wat U vir ons vandag gee. U woord, U gees, U genade, nie mensgemaakte goed nie. En help ons in die week wat voor lê, en lei ons ook daar. Christus naam alleen. Amen. Psalm 34 vanaf vers 2. Ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing, die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagtinge nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het, die Here het gehoor, uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien het geen gebrek nie. Selfs leeu's ly gebrek en kry honger. Maar wie die Here se hulp vra, kom niks kort van al die goeie dinge nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die lewe lief het en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee self die herinnering aan hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die hele liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil,
sal nie as skuldige behandel word nie. Tot sover uit die woord van die Here. Die Psalm 34, wat ons nou net gelees het, is een van Dawid se psalms wat hy geskryf het. En die agtergrond van hierdie psalm kan jy kry in 1 Samuel 21. So 'n bietjie voor dit, miskien 1 Samuel 20, 'n bietjie daarna kyk, maar 1 Samuel 21 is hoofsaaklik wat met Dawid gebeur het en waar hy toe agterna hierdie psalm geskryf het, Psalm 34. En uit 1 Samuel 21 kan ons nou sien dat Dawid se skoonpa, koning Saul, verskriklik jaloers op Dawid en sy beroemdheid was. Die mense wat Dawid besing het, maak hierdie koning Saul nou so verteer deur sy eie haat, dat hy alles wil doen om Dawid te vermoor. Ons lees ook vroeër in Samuel, dat Saul vir Dawid met 'n spies probeer doodmaak het. En nou lees ons in daai selfde gedeelte, dat Dawid nou van sy enigste vriend, amper soos 'n broer vir hom, Jonathan, moet afskeid neem en wegvlug van koning Saul af. En met elke sluipmoordenaar op sy spoor. Ons lees ook oor daai selfde stuk uit, dat hy met sy vlugteling stop hy by 'n priester en hy eet van die tempelbrode wat in die tempel is, wat nie vir hom bedoel was nie. En met sy vinnige weghardloop het hy nie 'n wapen by hom nie. En dit lyk vir my, in hierdie spesifieke tempel was dit Goliat, die reus wat hy verslaan het, sy swaard was daar gehou, wat Dawid toe saam met hom vat. Maar nou lees ons ook dat dieselfde Dawid na hierdie stad Gat toe vlug, van alle plekke, die geboortedorp van hierdie Saul wat hy verslaan het. Dan Goliat wat hy verslaan het. En die mense in die dorp het dalk vir Dawid herken, of miskien nog dalk die swaard van Goliat herken, want dit moes 'n unieke stuk gewees het. Wat ook al die geval was, Dawid bevind hom nou hier in baie groot moeilikheid. En die koning Akis van die streek hoor hiervan en hy laat die stadspoorte nog boonop toesluit. En Dawid het nou geen kans om te ontsnap nie. En dan lees ons van Dawid wat hom heeltemal mal hou, wat mal speel. Soveel so dat die koning net besluit het, dit is nie die moeite werd nie, hierdie ou is heeltemal mal, en hy laat weer die stadspoorte oopsluit, en Dawid kan dan ontvlug na Adullam grotte toe. Dis die agtergrond dan van hierdie Psalm 34. Dis deur Dawid dan geskryf, terugdenkend na hierdie gebeurtenis wat hy in sy lewe gehad het. Maar hierdie Psalm is ook breedvoerig genoeg om baie van Dawid se skrikwekkende gebeurtenisse in sy lewe te kan saamvat. Maar dan is hierdie Psalm ook so breedvoerig, dat dit ook vandag, vir alles wat ek en jy daar kan deurgaan, of dalk deurgaan, wat vreesaanjaend in ons lewens is, te ervaar vandag, miskien al 'n hele rukkie, om dit te kan oordek. Want as jy vandag in 'n krisis in jou lewe is, of jy al 'n hele ruk daarin vasgevang is daar een ding wat ons uit hierdie Psalm uit vandag kan leer. En dit is om jou probleme na God toe te bring. Advies kan vir baie van ons, of vir almal van ons, baie waardevol wees, veral as dit daar kom van iemand af wat jy vertrou. Wanneer jy iemand dalk kry, wat iets soortgelyks as jy vandag mag deurgaan, wat het al deurgegaan het en wat aan die ander kant uitgekom het, kan daardie advies van daardie persoon of persone vir jou van baie waarde wees in jou benoude oomblikke. As jy dalk wil gaan trou, kan dit van baie waarde wees om met iemand te praat wat al lank getroud is en wat die huwelik maak werk.
Of as jy dalk jou werk verloor het, kan dit vir jou van baie hulp wees, as jy dalk met iemand praat wat al van tevore hulle werke verloor het, en het dieselfde bootjie as jy was, en aan die ander kant uitgekom het. Of as jy tieners groot maak en baie keer raad op was met hulle, kan dit ook van groot hulp wees om met iemand anders te praat, wat sy tieners alreeds deur hierdie stadiums was. Baie mense het al soortgelyke krisisse as jy in die lewe ervaar, of wat jy nou deurgaan. En daarom is die raad en bystand wat hulle vir jou kan bied, van onskatbare waarde. En dis ook dan wat ons in die Bybel leer. Ons is nie die eerste mense wat deur hierdie spesifieke lyding in ons lewens gaan nie. Want as jy maar kan opnoem, alles wat jy deurgaan of deurgegaan het, iemand iewers, is al deur so iets soortgelyks geraak en aan die ander kant uit. Dawid sê vir ons in hierdie Psalm in vers 1 tot 3, dat dit God is wat hom gehelp het. Nie sy eie insig en plannetjies nie, maar God se hulp. En al die eer kom God toe. Dawid roep en roep na God, in al sy beproewinge en sy angste wat hy deurgegaan het. En God hoor hom, en hy help hom daaruit. En Dawid sê vir ons nog verder, dat jy nog steeds vreugde en vrede in jou lewe kan hê. Nog steeds kan skitter, al is jy in hierdie haaglike omstandighede. Jy nog steeds die vrede en vreugde kan ervaar in jou krisisoomblikke, al gaan jy ook deur hulle. Want daardie vreugde en vrede, sê hy, kom net van God af. Net God alleen kan dit vir jou gee. En daarom word dit nie minder in die tye van nood nie. Inteendeel, dit staan juist te midde van jou nood. Dis hoekom ons dan in ons krisistye vrede kan ervaar. Omdat daardie vreugde en vrede nie mensgemaak is nie, van God afkom. Vers 7 sê Dawid vir ons, dat God beloof om na ons te kyk, om na ons om te sien. Daar is nie 'n sekonde van jou dag, dat God nie na jou omsien nie, nie jou vashou nie. Al voel jy dikwels verstote en alleen. Want as ons aan God vasklou, met alles wat ons in ons het, dan hoef ons nie bekommerd of bang te wees nie, al gaan ons deur hierdie diepe beproewinge of krisisse in ons lewens. Maar dit beteken nie, dat ons nie deur krisisse of beproewings sal ervaar nie. Dit is 'n seker, dat ons daardeur sal gaan. Maar dit beteken vir ons, dat God in elke oomblik van hierdie krisisse van ons lewens by ons was. Dat God nooit sy oog van ons afvat nie. Dat God nooit sal ophou om te werk in ons lewens nie. John Piper stel dit so: God is altyd besig met 10.000 dinge in jou lewe, en jy is dalk net bewus van so 3 van hulle. Daar's geen krag of mag in die heelal wat God kan en sal stop om sy goeie plan vir jou te bewerk. Dawid vertel vir ons van hoe groot God se ontferming in sy lewe en ook in ons is. Onthou, Dawid se omstandighede het nog nie verander nie. Dit bly presies dieselfde. Hy is nog steeds 'n vlugteling. Hy is nog steeds in doodgevaar, nog steeds alleen. Maar te midde van al hierdie, het hy God se teenwoordigheid ervaar. Maar Dawid sê dan ook vir ons volgende, onthou net, dat dit nie jou denke of dingetjies is nie. Nie jou eie inisiatief wat jou deur hierdie moeilike tye help nie. Dis God. En aan hom alleen kom al die lof toe, sy hulp, sy krag. J.C. Ryle sê, the everlasting arms are around you. Lean back in them and know that you are safe in them.
The same hands that was nailed to the cross is the only ones holding you up. The same wisdom that framed the heavens and the earth is engaged to maintain your course. En dis wat Dawid vanoggend dalk wil hê ons moet leer deur sy ondervindings. Deur al sy moeilike tye wat hy deur is en deur al ons moeilike tye wat ons deur is, nog deurgaan, dat ons moet besef dat God altyd by ons is. Maar Dawid het vir ons vanoggend 'n tweede boodskap op. Dawid draai nou vanoggend na ons toe en sê vir ons vandag, ons kan dieselfde beskerming as hy by hierdie God van ons kry. Ons kan dieselfde nabyheid van God ervaar soos hy ervaar het. Deur al ons beproewinge, wat dit ook al mag wees. En Dawid sê verder vir ons, moenie my woord daarvoor vat nie. Neem God se goedheid en sy wonderlikheid as jou eie aan. En sien vir jouself in jou eie lewe. Jonathan Edwards sê dat daar 'n groot verskil is om 'n opinie te hê dat God groot en wonderlik is. En om werklik in jou siel te ondervind daardie wonderlikheid en nabyheid vir jou bedoel is. Dat God jou toevou in sy arms deur alles. Moenie net van ander hoor oor God se goedheid nie. Kom na God toe. Ondervind vandag en elke dag self sy goedheid in jou lewe. Want dit is net as jy hom jou eie maak, dat jy werklik die goedheid van God in jou lewe sal ervaar en raak sien. Vers 11 tot 14 sê dit vir ons, jy sal net God se goedheid ken as jy jou lewe vir hom gee. Sy woorde en sy gebooie gehoorsaam en jou lewe aan hom wy. Jy kan nie God se werke deur jou goedheid vermag nie, glad nie. God se agenda is nie net om jou uit al jou krisisse te red nie. Hy het 'n baie groter agenda vir jou lewe. Hy wil vir elkeen van ons vir homself hê. Hy wil ons lewens verander. Hy wil ons al hoe meer soos hy maak. Maar luister wat Dawid vir ons sê, gebeur as jy jou lewe vir God gee. In vers 15 sê hy, sy oë sal altyd op jou wees. Vers 17, hy sê jou gebede verhoor en jou van kwaad beskerm. Vers 18, hy is by jou in krisisse en swaar tye. Vers 19 tot 22 sê, hy sal jou van benoudhede red. Maar hierdie lyk en klink dan net te goed om waar te wees. Maar as ons mooi na hierdie gedeelte kyk, staan daar nie dat ons nooit probleme of hartseer in ons lewens sal ervaar nie. Dit sê dat God te midde van al hierdie probleme en krisisse en hartseer ons vas teen hom hou. Ons nooit alleen los nie. Dit maak vandag vir jou dag geen sens as jy dalk deur so 'n moeilike of 'n krisistyd gaan nie. Maar kyk 'n bietjie terug. Kyk vir so 'n oomblik terug in jou eie lewe na miskien ander hartseer en krisisse en pyn, hoe God jou daardeur gehelp het. Alles werk uit tot jou voordeel en sy glorie. Natuurlik die beste voorbeeld wat ons ooit sal kan kry, is Jesus Christus self. Hoeveel onreg is hy nie deur? Valslik gearresteer, geslaan, bespot, verneder, aan 'n houtkruis vasgespijker. Niks hiervan het hy verdien nie. Hy was die enigste voorbeeld van iemand wat ooit onskuldig was. Wat as 'n skuldige vir ons gekruisig is. Maar dan hoor ons hierdie wonderlike ding in Johannes 19 vers 36, waar Johannes skryf, nie een van sy bene is gebreek nie. 'n Direkte vervulling van vers 21 in hierdie Psalm 34 wat ons gelees het.
Julle, ons elkeen se lewens is in God se hande. En niks sal met ons gebeur op hierdie aarde sonder dat sy goddelike sorg daar is nie. Sonder dat sy arms ons toevou nie. Al gaan ons deur die mees skrikwekkendste tye in ons lewens. En ons voel verslaan en verstote. Nie net na Dawid se woorde luister nie. Probeer vandag en elke dag God se goedheid in jou eie lewe raak te sien. Probeer om God se goedheid in jou eie swaar kry raak te sien. Van wat jy dan ook al deurgaan in jou lewe, kan jy dan soos Dawid uitvind dat God altyd daar is. Te midde van jou swaar kry en al jou ellendes. Kom dan vandag na Jesus toe en maak sy goedheid joune. Amen. Ons slotsang en ons slotgebed is lied 266. En ons sal bly staan vir die seën. Mag die liefde van die Here Jesus Christus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vrede van die Here ons elkeen vervul. Mag die seën van die almagtige God, die Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Verjaarsdag, is daar iemand wat gaan uitdeel? Nie die verjaarsdag nie, chocolates. Dit is vir iemand. Lief en leed, terwyl ons wag. Dankie. Jan du Plessis se pa is onlangs oorlede. Ons doen voorbereiding vir die familie in hierdie tyd. Ronel Jansen van Rensburg se oogoperasie is klaar. Is dit nog nie?
Oké, ek nou die stuk. Oké, maar sy is klaar. En sy sterk by die huis aan. En dan Dinsdag by die huis uitkom, sy sterk goed aan. Dis al Dinsdag. Die 27ste verjaarsdag, Jaap van der Berg, Daleen Kutse, ek het nie een van hulle gesien nie. Die 29ste Quentin, hy sit sommer heel voor. Dertigste Cathy van der Walt. Goed, ek alweer verkeerde plek. Nee. Oké, dat stop by die einde van die week. Nee. Volgende Sondag. Ja, ek dink dit is klaar. Is daar iemand wat van die afgeval het iewers? Is daar besoekers? Niemand. Is daar? Ek sê maar net weer dat julle het nou al 6 keer gehoor as nagmaal en doop volgende Sondag. En dan as daar braai daarna, is daar nog iets op daai dag? Ek dink dit is omtrent die hele agenda vir daai dag. Nagmaal en doop volgende Sondag en dan 'n braai na die tyd. En die diakens is alweer volstoom op spoed met nog 'n dingetjie, Jos, die tente dorp storie. Soek jy is gewoond op Gerard skree, jy sal kan hoor is. Oké, so almal het nou gehoor wat Jos sê, vir Sondag van nou kom is dit beddegoed. Wat? Linne. Oké, wat dit is. Dan kom ons op bed. Dankie Paul, die wegzendingslied en dan koffie en thee.